Watter een van die volgende stroombane kan gebruik word om die totale stroom in die stroombaan te meet? Die korrekte antwoord is D. Ons is op soek na die totale stroom wat gemeet moet word. Nou kyk na A. A het slegs 'n voltmeter. Daar's geen ammeter nie, so A sal nie werk nie. Dieselfde probleem het ons in B. Hier is 'n voltmeter, maar geen ammeter nie. Met ander woorde, B is ook uit. Dit laat ons dan met C en D. As dit kom by ammeters, is daar twee dinge wat jy moet weet. Lae weerstand en serie. Wat het ons hierso? Ons het 'n ammeter wat in parallel gekoppel is. So wat gaan gebeur? Die stroom gaan vloei en dan by hierdie punt gaan die stroom die pad kies met die laagste weerstand en die ammeter het feitelik weglaatbare weerstand relatief tot die twee gloeilampe. So 'n kortsluiting gaan hierso plaasvind. Al die stroom gaan deur die ammeter vloei, die gloeilampe gaan nie brand nie en as gevolg van die kortsluiting gaan die ammeter heel waarskynlik ook beskadig word. Maar opstelling C gaan jou nie help om die totale stroom in die stroombaan te bepaal nie. Wat ons bring by die korrekte antwoord, en dit is D, wat gaan gebeur? Die totale stroom vloei deur hierdie ammeter, en dan kom ons by hierdie punt, en dan gaan 'n deel van die stroom deur die boonste gloeilamp vloei, en 'n deel van die stroom gaan deur die onderste gloeilamp vloei. Hierdie parallelvertakking beteken dat die stroom verdeel, en dan kombineer die stroom weer, en ons totale stroom vloei terug na die battery toe. Opsie D is dus die korrekte antwoord. Die stroombaan wat dus gebruik kan word om die totale stroom in die stroombaan te meet is D.